ons is so stelselmatig besig om deur Romeine te gaan, so haal jou Bybel uit, maak Romeine oop. Ons is nie baie diep in ons studie in nie, so jy het nie baie gemis nie. Wat ek in elk geval wil hê ons moet doen is net 'n vinnige recap. So as ek en jy vinnig vir onsself sê, wat het ons gedoen? Ons begin vandag by Romeine 2, maar voordat ons daar kom, kom ons recap net gou vinnig hoofstuk 1. Hoofstuk 1 vers 1 kom Paulus en hy maak die stelling en hy sê, ek is afgesonder om God se goeie nuus te verkondig. So Paulus se hart, sy missie, is om die goeie nuus te verkondig. Wat sê hy is die goeie nuus, vers 2 tot 3? Hy sê hierdie goeie nuus het hy reeds lank gelede deur sy profete in die skrif beloof, en dit gaan oor sy seun, Jesus Christus. So die hart is, Paulus kom en hy sê hy gaan vir ons goeie nuus bring. Hierdie goeie nuus gaan oor Jesus. En van die Ou Testament af het ons dit al raak gelees. In die Ou Testament het ons dit gesien, maar dit gaan oor Jesus. En dan sê hy in vers 16, Romeine 1 vers 16, vir hierdie goeie nuus is ek alles behalwe skaam. Dit is immers God se krag wat hier aan die werk is en dit bring verlossing vir elkeen wat glo. Hierdie goeie nuus het krag. Hierdie krag sal jou lewe verander. En dit gebeur vir elkeen wat glo. Dis die goeie nuus. Dis wat hy vir ons sou gee. So die groot ding is Paulus kom en hy sê vir ons dat die rede hoekom ek hierdie boek skryf is om vir julle te vertel van hierdie goeie nuus. En teen die tyd wanneer ek en jy aan die einde van Romeine kom, gaan jy verstaan wat is die volledige konsep van die goeie nuus. Maar voordat ons by die goeie nuus kan uitkom, moet ons begin by die slegte nuus. Want dis nie goeie nuus as jy nie slegte nuus het nie. En die laaste keer toe ons gesels het, toe gesels ons bietjie oor die slegte nuus. En so ek glo daar's 2 groepe mense hierso, of 3 groepe mense. So of jy's 'n besoeker en jy weet nie wat ons bespreek het laas nie, of nommer 2 jy het vergeet wat ons gedoen het, of nommer 3 jy is 'n sucker vir punishment, want vandag gaan ons voortgaan by die slegte nuus. En slegte nuus is nie lekker om te hoor nie, want slegte nuus beteken dat ek en jy besef wat is die toestand wat plaasvind in ons harte. En so Paulus gaan vir my en vir jou sê, jy moet terrible voel oor jouself. As jy regtig waar die goeie nuus reg wil verstaan, gaan jy vir 'n oomblik net eers terrible voel. Bloot oor die feit dat ek en jy besef slegte nuus is slegte nuus vir 'n rede. En hy het vir ons gekom en hy het vir ons juist hierdie afgebreek in Romeine 1:21, toe sê hy mense wat 'n godsbesef het en nie God geëer het of dankbaarheid betoon het aan hom nie. So met ander woorde, ons het 'n besef van God, maar ons eer hom nie soos dit ons moet nie, en ons het nie ons dankbaarheid teenoor hom nie. En dan kom hy en hy sê vir ons en hy praat van mense wat ander goed prioritiseer bo God. Dan sê hy vers 24, God het hulle aan hulle eie hartsbegeertes oorgegee. Ons het gepraat van die wraak van God wat jou oorgee aan jou eie hartsbegeertes. Nou as ek en jy na hierdie stories gaan kyk, ek meen daar's 'n paar keer in die Ou Testament wat ons hierdie sien as 'n voorbeeld. Julle onthou die ou wat met die donkie gepraat het? Sy naam was Bileam. As jy terugdink aan Bileam se storie, is Numeri 22. Dan sien jy daar was 'n ou gewees met die naam Bileam. Nou konteks van die storie, die Israeliete is uit Egipte uit. Hulle is besig om deur die woestyn te trek en hulle is op pad na Kanaan toe. En in die proses weet almal, die hele wêreld om hulle weet dat die Egiptenare is meeste van hulle onder in die Rooi See, die ouens wat die wêreld regeer het daai tyd. En so mense is in vrees en bewing van die Israeliete. En een van die ouens wat net so regs van Kanaan is, as jy nou op die map kyk, so as jy nou so kyk op die hele map, Egipte lê onderkant, hulle is besig om op te trek Israel toe, en net so regs hier in die onderkant is 'n plek met die naam Moab, dis die Moabiete. En hierdie ouens is in vrees en bewing, en die koning het 'n ding wat hy sê, "Jesus, maar kom ons gaan kry 'n profeet." En ons vra hierdie profeet om 'n vloek uit te spreek oor die Israeliete. Want dis hoe ons gaan okay wees. Want as die Egiptenare geval het, gaan die Kanaaniete val. En as die Kanaaniete val, gaan ons val. En hy sê, kom ons kry iemand om 'n vloek uit te spreek oor hulle. En hy sê, vat 'n klomp geld.
Gaan na Bileam toe, hierdie ou is 'n baie goeie profeet. Ons almal weet hierdie ou as hy iets sê, dan doen die Here dit. Hy sê gaan na Bileam toe, offer hom geld en sê hy moet kom en die Israeliete gaan vloek. En hulle kom maar by Bileam aan. Bileam sê, "Wou, kom ek gaan bid net." En sy gebed, weet ons nie noodwendig wat was sy gebed is nie, maar is 10 teen 1 soos, "Here, kan ek asseblief gaan, want hierdie ouens gaan my baie geldjies gee. Ek het al baie lank gebid vir voorsiening. Ek het al so graag gehoop dat hy vir die besigheid of ietsie gaan doen. En hier is dit nou. Hierdie koning bring baie geldjies." En die Here sê vir hom, "Nee." Nou stap hy uit. "Nee, skus julle, ek kan nie meer saamgaan nie." Julle ken mos daai van as jy 'n kind vir jou ma vra, "Mamma, kan ek gaan speel saam met die maatjies?" "Nee, ons gaan nou eet." "Skus julle, ek kan nie gaan saam speel nie." Dis daai gevoel. Nou is hulle weg, hulle is terug daar na die koning toe. Die koning sê, "Nee, vat meer geld." Daar kom hulle weer voor Bileam. "Bileam, ons gee vir jou meer geld." "Here, dankie. Dankie Here, U wou gehad het ek moes wag vir 'n groter offer. Dis wat gebeur." En die Here sê vir hom, "Nee, skus julle, ek kan nie saamgaan nie." Nee, dis wat gebeur. Die derde keer kom hulle met nog geld. En die Here sê vir hom, "Bileam, gaan." "Dankie Here. Ek is so dankbaar." En dan iewerste somewhere down the line begin sy donkie met hom praat. Sy donkie steek vas, wil nie gaan nie. Hy slaan hierdie arme donkie mif en eventually draai hierdie donkie om en hy sê, "Het ek al ooit iets gedoen wat gemaak het dat jy my so moet slaan?" Nou plaas van om op sy rug te val en te wonder, hoe praat 'n donkie met my? Begin hy redeneer met 'n donkie. Alright, so ewe skielik sê hy, "Wat doen jy? Hoekom wil jy gaan nie?" En die Here maak sy oë oop en daar staan 'n engel in die pad. Wat het gebeur? Die Here het dan gesê, ja, die Here het hom geantwoord volgens sy hartsbegeerte. En daai hartsbegeerte was die ondergang gewees van Bileam. Op 'n stadium sien jy deur die boek van Rigters 'n storie afspeel. So jy het Israel wat in terrible goed verval. En elke keer dan is hulle in sonde en elkeen het gedoen wat reg is in hulle eie oë en dan het daar iemand gekom en hierdie ouens absoluut uitmekaar het verwoes en dan het daar iemand opgestaan soos 'n Samson of 'n Gideon of 'n Deborah, die rigters het opgestaan en die Here se beskerming uitgespreek en eventually kom hierdie ouens en hulle soos Jesus, maar ons het 'n koning nodig. Lande om ons het konings en hierdie ouens is veel sterker, veel beter, baie meer in eenheid as gevolg van die feit ons soek 'n koning. En hulle gaan na Samuel toe en hulle sê, "Samuel, ons soek 'n koning." En Samuel sê, "Die Here wil nie hê julle moet 'n koning hê nie, want 'n koning gaan julle kinders wegvat en hy gaan vir julle laat tax betaal dat dit by julle ore uitkom. God wil nie vir julle koning gee nie." "Maar Samuel, ons soek 'n koning." "Soek julle 'n koning?" Die Here sê, "Gee vir hulle dan 'n koning." Hy het hulle geantwoord op grond van hulle hartsbegeertes wat plaasgevind het. En wat het gebeur? Saul, eerste koning, is presies wat gebeur het. En so op die einde van die dag as ek en jy na Romeine 1 gaan kyk en ons sien dat God gee hulle oor aan hulle hartsbegeertes, moet ons verstaan dat daar is iets in ons as mens wat gebreek is, wat uitroep na plesier, wat uitroep na gierigheid, wat uitroep na die ek soek vir myself. En as ons ander goed prioritiseer bo God, en as ons God nie ag nie, en as ons enige ander goeders bo God sit, dan sê hy, dan word die wraak van God so uitgestort. Jy word oorgegee aan jou eie hartsbegeertes. En dis Romeine 1. En dis wat hy vir ons gesê het. So teen die tyd wanneer ek en jy by Romeine 1:26 kom en sê dieselfde. En sê God het hulle oorgegee aan hulle eie skandelike drifte. En nou om dit vir jou makliker te maak, ek het laas deur hierdie ding gelees, maar om dit vir jou makliker te maak, gaan ek vir jou 'n lys van alles opsit van hoe dit lyk op die bord. Okay? So ons gaan dit vinnig opsom. So hy lyk so. Hy begin met hierdie is die karaktereienskappe wat volg in mense wat oorgegee word aan hulle eie skandelike drifte. Homoseksualisme en perversiteit. Dan volg er elke vorm van ongeregtigheid. Dan seksuele immoraliteit.
dan boosheid, en dan grypsig, of ander woorde vir grypsig kan wees materialisme, of selfs gierigheid. Dan sê hy kwaadwilligheid, jaloesie, moord, tooskierigheid, skelmstreke, slegte bedoelings, skinderpraatjies, hulle stook kwaad, hulle haat God, hulle is arrogant, hulle is hooghartig, hulle is verwaand, of 'n ander woord kan ons sê beterweterig. Hy sê vindingryk om slegte dinge uit te dink. Hulle is ongehoorsaam aan hulle ouers. Jy kan nie met hulle redeneer nie. Jy kan nie op hulle reken nie. Hulle is liefdeloos en sonder ontferming vir ander mense. En dan sê vers 32, en nie net self aktief besig met dit nie, maar hulle spoor ook ander in om hierdie te kan doen. So nou kyk ons na hierdie hele lang lys. En dan is meeste van ons reaksie, eish. Want ek sien partykeer hierdie goeters in my eie lewe raak. Maar dan weet ek, nou nie in ons kerk nie. Ons kerk is te heilig hiervoor. Maar dan is daar in ander kerke mense wat na hierdie lysie kyk en sê, "Jesus Jean, dis 'n wille lysie. Wow, dis 'n incredible." Maar weet jy wat's amazing? Nie een van hulle is in my lewe nie. Hier is dis terrible. Daai is terrible goed, maar ek is so bly. Ek is so bly. Ek is nie op daai lysie nie. Ek is te heilig vir dit. En dis nou ons krisis. Want dis eintlik wat gebeur. So jy het hoofstuk 1 gee vir ons daai lys. En dan kom hoofstuk 2 en hoofstuk 2 vers 1 en ek gaan dit nie nou vir jou op die bord sit nie, ons gaan nou weer daarna kyk, maar ek gaan sê 2 vers 1, jy sê dalk dis darm verskriklike mense wat jy beskryf. Maar dis nie ek nie. Nou op Spotify is daar 'n vrou met die naam Margot Luit en sy het 'n storie wat sy vertel. Sy nou ons kinders love om stories te luister. Hulle kyk nie baie TV nie. So as ons by Panarotti sit, dan sit my 2 kinders voor die TV waar ons almal sit en eet. Maar daar's een van hierdie is basies 'n storie wat Margot Luit vertel en is 'n storie van die burgemeester Pirewaai. En hy is die burgemeester van die plek met die naam Pronkstad. En burgemeester Pirewaai, elke uur trek hy ander klere aan. Verskriklike deftige ou. Elke uur trek hy mooi aan, netjies aan, en as jy hom kry, staan hy voor die spieël en hy's besig om homself mooi aan te trek. En dan kom dit en dan kom daar so 2 ouens wat vir hom sê dat ons is wêreldbekende kleremakers en hulle noem hulle self die makmakkers. En dan sê hulle vir hom, burgemeester Pirewaai, ons gaan vir jou klere maak wat die mooiste en die beste is wat die wêreld nog ooit gesien het. Maar is 2 skelms. En dan wat hulle klere is vir hom, hulle sê, die ding is hierdie is towerklere en hierdie towerklere kan jy net sien as jy slim is. Want dom mense kan nie hierdie sien nie. En so dan sê hy soos, wow, dis amazing. Nou gaan ek weet hoeveel van my raadslede is almal dom ouens en kan hierdie goeie sien nie. Hy sê natuurlik. En hy gooi geld en hy gooi geld en hy gooi geld en hierdie ouens maak asof hulle klere gaan dra en daar is niks. Eventually as hy klaar aangetrek is, staan hierdie ou poedelnakend. En hy reël met almal vir die parade en hier stap hy poedelnakend deur die hele plek. Pronkstad, almal sien die burgemeester en sy ding is, dis almal anderste om my se fout en ek is alright. Paulus kom en hy maak vir my en vir jou seker dat ons nie so Pirewaai is nie. So die oomblik wanneer ek en jy kyk na hierdie lysie en ons dink by myself, maar ek is nie daar nie. Ek is weet jy wat? My skoonma is daar. Maar ek wil net jou sê, jou skoonma dink jy is daar. Maar ultimately besef ons, hy begin vir ons met dit. En hy sê vir ons, in hoofstuk 1, sien jy ouens wat sleg is. In hoofstuk 2, ouens wat dink hulle is okay. En Jesus hanteer dit ook. Jesus praat ook op 'n stadium oor hierdie situasie. Lukas 18. Nou jy kan sit toe blaai as jy wil, maar jy ken die storie relatief goed. Lukas 18 vers 9 kom Jesus en hy praat juis met mense wat so perspektief het.
En hy sê vir ons Lukas 18 vers 9. Dan sê hy, toe het Jesus hierdie gelykenis vertel met die oog op sommige mense wat oortuig is dat hulle saak voor God reg is, maar die ander mense verag het. En hier is die storie van Jesus. Twee mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander een 'n tollenaar, 'n ou wat vir SARS gewerk het. Mwahaha. Okay, vers 11. Die fariseer het gegaan en by homself gebid: O God, ek is dankbaar teenoor U dat ek nie soos die ander mense is nie, diewe, onregverdiges, ontuchtiges of ook soos hierdie tollenaar. Ek vas 2 keer gedurende die week en ek gee 1/10 van alles wat ek verdien. Die tollenaar het op 'n afstand bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. En hy het vol skuldbesef op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. 'n Storie van twee mense. So hoofstuk 1 is die karaktereienskappe van 'n tollenaar. Hoofstuk 2 van Romeine is die eienskappe van 'n fariseer. 'n Ordentlike, goedgesoute kerkmens. Iemand wat kerk toe gaan. En dis wat hy vir ons gaan sê. So dis wat ek en jy vir onsself gaan besef. En so ons gaan net die eerste 11 verse lees en sy doel, sy fokus is om met Jode te gesels. Jode wat glo ons is reg en al wat 'n persoon wat om ons is, al hierdie Grieke, al die nie-Jode is nie goed genoeg nie. Hy sluit ook in die ouens wat Grieke is, die ouens wat die hoë punt van society bereik het, die ryk ouens, die ouens wat ons is beter as ander. En hy sê vir ons, nou gaan ons almal insluit. Dis die hart. Dis hoekom ek en jy vers 1 tot vers 11 toe lees. Hy lees basies eintlik die hele hoofstuk 2. Hy gaan ons die hele hoofstuk 2 pakslaag gee, maar dit sluit vir ons in. En kom ons lees dit om dit vir ons die agtergrond te gee. Hy sê vers 1. Jy sê dalk, dis daarom verskriklike mense wat jy beskryf. Jy is egter self sonder verontskuldiging, deurdat jy 'n oordeel oor ander uitspreek. Veroordeel jy immers jouself, want eintlik doen jy dieselfde soort dinge. Daarom is jy ook sonder verontskuldiging. Ons weet tog dat God 'n suiwer oordeel sal vel oor enige iemand wat met sulke praktyke besig is. Dink jy dan, jy wat ander veroordeel, wat hierdie dinge doen, tog dat jy self daarmee besig is dat jy God se oordeel sal vryspring? Vers 4. God is so oorvloedig in sy goedheid, verdraagsaamheid en geduld teenoor jou. So hy kom hierso en hy begin eers vir ons in die eerste gedeelte en hy sê moenie jouself uitsluit nie. Want die oomblik wanneer jy vinger wys na iemand anderste wat hierdie meer nodig het as ek, is jy besig om te oordeel. En so hy wil eintlik vir my en vir jou sê, is dat elke liewe een van ons wat vandag hierso sit, is net so skuldig soos die persoon links en regs van jou. Ons is net so skuldig soos die ou wat daar buitekant rondhardloop en maak asof hy nie die Here dien nie. Ons is almal ewe skuldig. En dan kom hy en dan sê, God is oorvloedig in sy, en dan gebruik hy 3 woorde. Hy is oorvloedig in sy goedheid, sy verdraagsaamheid en geduld teenoor jou. Nou hierdie woord goedheid, as ek en jy gaan kyk na goedheid. Goedheid, daar's 'n paar woorde in die Griekse Nuwe Testament wat goedheid gaan definieer. Een van hulle, ek sit dit vir jou op, is die woord agathos. Agathos beteken iemand wat voortreffelik is. Die Engelse woord sal wees excellent. Iemand wat uitnemend is en eerbaar. Eerbaar, goeie woord van dit is honorable in Engels. En hierdie is gewoonlik iemand wat 'n goeie mens is, maar wat jy wel sal kry van iemand wat agathos is, 'n goeie mens, hy sal mense teregwys en hy sal mense dissiplineer. Nou Jesus was op 'n stadium agathos. Die oomblik toe hy in die tempel ingegaan het en hy sien hierdie mense is almal besig om die tempel in 'n mark in te verander. Dan was Jesus agathos. Hy was nog steeds eerbaar, hy was nog steeds honorable, maar hy het gedissiplineer. Hy het tereggewys. En so God se of Jesus se goedheid was nooit gebevraagteken in die proses waar hy mense uit die tempel uitgejaag het nie. Dit was agathos, dit is nog steeds in sy eerbaarheid.
Maar dis nie die woord wat Paulus gebruik vir God op hierdie stadium nie. Die woord wat hy wel gebruik vir hom, is Christos. En Christos beteken goed en genadig, en dan die Engelse woord kind. Dis nie 'n Engelkind nie. Maar ek weet nie wat is kind in Afrikaans nie. Ek het getry Google en hy sê dis vriendelikheid en dis net weird, want dis friendly in Engels. Maar ek het besef dis he's good, he's gracious and he's kind. So wat ook al kind is in Afrikaans, kies vir jou 'n woord, want ek kort 'n woordeboek en dit voel nie vir my reg nie. Maar dis wat hy hierso bedoel. En hierdie beteken in sy wese is hy goed. Die Hebreëse gedeelte, as jy hierdie woord in Hebreëus sou gelees het, is die woord gesed, en dit beteken his loving kindness. God se loving kindness. En die oomblik wanneer Jesus hierdie gewys het, was daai oomblik gewees toe hulle die vrou wat egbreek gepleeg het, gekom het en voor Jesus neergegooi het. En hulle sê, wat doen ons met hierdie vrou? En Jesus buig af en hy begin skryf in die grond. En nadat hy opgestaan het en almal is weg, dan sê hy vir die vrou, waar is die mense wat jou oordeel? Sê sy, niemand is hier nie. Wat sê Jesus vir haar? Ek oordeel jou ook nie. Dis Christus, goedheid. Dis vanuit sy wese uit 'n goedheid. En so die oomblik wanneer ek en jy na hierdie gedeelte kyk in vers 4, dan sê hy vir ons hierso, God is oorvloedig in sy Christus, in sy goedheid. Die tweede woord wat hy daar gebruik is die woord verdraagsaamheid. En as jy hierdie ouetjie terugvat na die Grieks toe, dit beteken soos die Engelse woord truce. Nou as jy truce weer eens 'n wapenstilstand is die beste wat ek kon kry. Dis daai oomblik wanneer twee ouens besig is om te veg, Hamas en Israel, en op 'n oomblik dan sê hulle, hier's nou 'n wapenstilstand, hier's 'n truce. Vir hierdie oomblik gaan ons nie nou op mekaar skiet nie. Wat beteken, ek weerhou my wraak van jou af. Ek weerhou hierdie woede wat ek het om uit te bars teenoor jou, hou ek terug. Dis wat hy hierso bedoel, as hy sê, verdraagsaamheid. En dan die volgende woord is geduld. Ouers ken die woord geduld. Ek het gedink, ek weet wat is geduld, en toe kry ek kinders, en ek besef ek het regtig baie min van dit. Want hier is die groot ding, is hulle dryf jou teen die mure uit, en dan kos dit alles in jou, al jou energie, alles wat jy in jou het, om nie te reageer nie. Ek moet myself reageer, dat ek is nie nou besig om met iemand by die werk te werk nie, die dogtertjie is net 5, ek kan nie nou op haar neerdree nie. Geduld. En so hier kom hy, en hy skryf vir ons, en hy sê, God is oorvloedig. Hy het meer as wat jy dink. Hy is oorvloedig. Hy is nie op die punt om dit te verloor nie. Hy is oorvloedig in sy goedheid, sy verdraagsaamheid en sy geduld teenoor jou. En dan vra hy, minag jy dit werklik waar? Besef jy nie dat God so goed is vir jou, omdat hy vir jou tyd wil gee om tot inkeer te kom nie? Afrikaans 2020 gaan sê, besef jy nie dat God se goedheid jou tot bekering wil bring nie? Die Engelse term gaan vir jou sê, his kindness leads you to repentance. Sien, dit is uit die goedheid van God wat jou innooi om te sê, Here, hier is ek. En hierdie woord inkeer, en wat ons laas gesê het, is baie moeilik om inkeer. Inkeer is nie net 'n een keer besluit nie, maar is hierdie konstante bely voor God. En is omdat hy so goed is. Dis omdat hy so in sy wese geduldig is met my, wat my innooi om te sê, Here, ek is jammer. Dit nooi my in om God te beleef. En hy sê, dis wie God is. Dis God se karakter, hierdie goedheid van God. En as ek en jy hierdie goedheid wil gaan raaklees in die Ou Testament, dan sien ons dit oor en oor. Psalm 23 wat ek en jy goed ken, vers 6. En sy net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe. Psalm 25 vers 8, die Here is goed
en reg. Psalm 31 vers 20, hoe groot is u goedheid. Nou as jy wil tyd maak om 'n psalm te gaan deurlees net om die Here se naam groot te maak, Psalm 145 gaan juis dit doen. Maar ek lees vir julle 'n paar verse, vers 1. Hy sê ek wil u verheerlik, o koning my God. Ek wil u naam prys vir altyd en altyd. Elke dag wil ek u prys en ek wil u naam loof vir altyd en altyd. Vers 3. Groot is die Here en besonder lofwaardig. Sy grootheid is ondeurgrondelik. Vers 4, geslag na geslag, roem u werke, u magtige dade, maak hulle bekend. Vers 8, genadig en barmhartig is die Here, geduldig en groot in sy troue liefde. Dis die God wat ons dien. En dis die God wat jou uitnooi om te sê, kom na my toe. Moenie vinger wys nie. Moenie vinger wys nie, moenie net gaan kyk na ouens links en regs van my en dink ek is okay nie. Moenie dink dat as ek na ander mense gaan kyk en sien, daai ou is 'n regtige groot krimineel nie. Dink ek is alright nie. Nee. Nee, laat die goedheid van God jou innooi om na hom toe te kom. Om voor hom te kom sê, Here, ek kom en ek bely hierdie gemors. Ek besef in my wese, ek is nie goed genoeg nie. Dis wat hierso plaasvind. Dan gaan hy aan in so vers 4, hy gaan hierso, hy sê God is oorvloedig in dit. En dan sê hy vers 5, maar nee, omdat jy so verhard is in jou hart, weier jy om tot inkeer te kom. Partykeer, dan dink ons is so goed genoeg, dat ek nie eers Jesus nodig het nie. Ek dink dit wat ek doen, is goed genoeg. Ek kom op 'n Sondag kerk toe. Ek gee my geldjies. Jong, ek help, ek probeer 'n goeie mens wees. Dis presies wat die fariseer gebid het. Kyk nou wat ek doen, en dan besef jy ek is goed genoeg. En dan sê hy, die res van vers 5, dan sê hy, nee, jy weier om tot inkeer te kom. Is jy besig om vir jou, jy is besig om vir jou 'n verskriklike oordeel op die oordeelsdag op te bou. Daardie dag, wanneer God, die regverdige regter, almal sal oordeel volgens wat hulle gedoen het. Nou hier is 'n scary thought, dat ons besef, dat dit is net op grond van Jesus se bloed aan die kruis, sy lewe opgeoffer, wat my goed genoeg maak om in die hemel te wees. Maar tog sê die woord, dat ons gaan geoordeel word vir elke ding wat jy doen. So voordat ek en jy wegtrek en ja, die Here se genade, ag die Here se genade, ag die Here sal vergewe. Weet gou, dat wat hy eintlik vir my en vir jou sê, is dat 'n lewe, wat regtig Jesus volg, is 'n lewe wat vrug dra. Wat beteken? As ek regtig waar sê ek dien Jesus, as ek regtig waar sê dat ek volg Jesus, gaan jy nie konstant so praat as jy kwaad word, soos wat jy heiliglik doen nie. Wat beteken dat wanneer die finansies taai raak, en wanneer die besigheidsdeal moeilik raak, en hulle wil nie vir jou dit gee nie, dat jy nie iets oneties gaan doen om dit te kry nie. Ons praat gister so, dat jy nie sal lieg op jou CV, net om die werk te kry nie. So met ander woorde, as jy regtig wil weet wat beteken dit om Jesus te ken en te dien en te volg, gaan mense dit in jou lewe sien. En so jou leefstyl gaan bepaal of ek Jesus ken of nie. Dis wat hy vir ons sê. 'n boom word geken deur die vrug wat hy dra. So met ander woorde, die vrug wat uit jou lewe uit gaan kom, gaan bepaal, is ek 'n kind van God of nie? En dis wat hy sê, jy gaan eendag voor God staan. En nou het jy nie hierdie pretenses nie, nou het jy nie hierdie stellings wat ek vir mense kan maak, wat my heilig laat klink nie. Ek kan nie nou heilig voorkom nie, want God sny reguit deur tot in jou hart. En die vraag is, dra jy vrug? Het jy 'n leefstyl geleef, soos wat ek vereis het van jou, om te leef? Daar kan jy nie lieg nie, daar kan jy nie bribe nie, daar kan jy niks doen om daarmee weg te kom nie. Jy staan voor God, en jy moet rekenskap gee van
ek en jy gedoen het met ons lewe. Dis wat ons gaan doen. En dan kom Paulus en hy vat vir ons in die volgende gedeelte en hy gaan vir ons 'n kontras trek tussen hierdie twee tipe persone. Een persoon wat sy lewe vrug dra, wat beteken iemand wat Jesus volg en my lewe wys dit, en die ander persoon wat dit nie wys nie, wat daar geen vrug is nie. En dis wat hy vir ons gaan sê in vers 7. Hy sê, aan die wat met volharding aanhou om goed te doen, en op hierdie manier streef na die toekomstige heerlikheid, eer en onsterflikheid, wat hy vir hulle weggeberg het, sal hy die ewige lewe gee. Iemand gaan voor God staan en sê, Here, ek was in my wese nie goed genoeg nie, maar Here, ek het besef u woord sê en daarom het ek. Ek het gevoel en ervaar hoe u Gees vir my sê en daarom het ek. En Here, ek het daar gestaan en in my wese het ek nie geduld gehad nie en ek wou uitgebars het, maar ek het besef, Here, wat vereis u van my en ek het anders te gereageer. En die oomblik wanneer ek en jy dit doen voor God, dan sê hy die ewige lewe word uitgestort op daai persoon. Hy sê, maar die wat hardkoppig weier om die waarheid te gehoorsaam en toegee aan die ongeregtigheid, sal hy in sy woede straf. In sy woede straf. Nou praat ons van 'n God wat oorvloedig is van goedheid, oorvloedig is van verdraagsaamheid, oorvloedig is van geduld. Dit gaan op 'n punt 'n lyn trek en hy gaan jou in sy woede straf. Hier is julle, ons praat hier van die skepper van die heelal. En dit roep vir my en vir jou in 'n lyn in om te sê, maar hierdie ding wat ons ken as Christendom, kan nie net wees in my taal nie. Kan nie net wees ek sê vir almal nie. Kan nie net op 'n Sondag wees nie. Hierdie ding vereis 'n leefstyl uit my en jou uit. Dit vereis dat ek en jy anders te leef en anders te dink op grond van wat die woord sê. Want daar staan 'n dag. En omdat ek en jy dit nie sien nie, omdat ek en jy in God se genade lewe, en omdat ek en jy in God se geduld lewe, en omdat ons op 'n plek is, en ons is nie soos Ananias en Safira, wat die oomblik as jy die eerste keer lieg, jy mors dood neergeslaan word, net daar nie. Of dat ons soos koning Herodes eer vat vir onsself, en net daar slaan die Here hom, mors dood en wurms begin hom opvreet nie. Ons is nie daar nie, en omdat ons dink dat God is genadig, en hy is goed, en hy is lankmoedig, met dit wie hy is, nou dink ons gaan vrykom daarvan, en hy sê, wees versigtig, want jy gaan voor God staan, en dan gaan hy jou in sy woede straf. Vers 9, daar wag swaar kry en benoudheid vir elke mens wat aanhou kwaad doen. In die eerste plek vir die Jood, maar ook vir die nie-Jood. Selfe beginsel geld is wat ons gesê het van Romeine 1 vers 16. Hy sê hierso spesifiek dat ek skaam my nie van die evangelie van God nie, want dit is die krag wat vir my en vir jou kan red vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood en dan vir die nie-Jood. Hierdie is die kronologiese volgorde hoe God sy boodskap, sy goeie nuus uitgedeel het. Sy goeie nuus het eers gekom vir die Jode en vanuit die Jode uit het dit oorgespoel na die nie-Jood nie. Hy sê hierdie selfde straf gaan plaasvind eerste vir die Jood, kronologies, dis waar dit begin het, en dan ook vir die nie-Jood. En dan gaan hy aan, en hy sê in vers 10, maar daar wag heerlikheid en eer en vrede vir elkeen wat aanhou met goed doen, in die eerste plek vir die Jood, maar ook vir die nie-Jood. Vers 11, God trek immers niemand voor nie. Nie eers vir my wat hier voor staan nie. Nie eers die heiligste persoon, die grootste Christen wat jy ken nie. Nie die ouens wat jy op YouTube sien nie, geen persoon word voorgetrek nie. God gaan vir ons regverdig voor hom laat staan. En ek moet rekenskap gee vir elke liewe ding. So ek kan kyk na daai lysie. En ek kan sê, "Joe, slegte mense." Maar ek is bly ek is nie daar nie. En dan kom Paulus en hy sê, nee, wees baie versigtig. Dat elke liewe een van ons het Jesus nodig. Elke een van ons het die goeie nuus nodig. En nou volgende week is Paasnaweek. En ek wil nie hê
dat jy soos die laaste 30 Paasnaweke wat jy gekom het, net dink, ag, hierdie is net nog 'n Paasnaweek nie. Ons reële braai, ons kuier lekker nie. Nee, wanneer ek en jy in hierdie Paasnaweek ingaan, dan besef ons, Here, as dit nie was vir Jesus nie, as dit nie was vir Jesus nie, as dit nie is vir wat Jesus vir ons bring en die goeie nuus wat daarmee saamkom, die Here, is ek in my glory in. Dis wat gebeur. Dis waar die goeie nuus lê. Maar vir my en vir jou om die goeie nuus te waardeer, moet ons verstaan, hoe sleg is dit eintlik? Dis hoekom Paulus vir ons begin in hoofstuk 1 en hoofstuk 2 en hoofstuk 3 om vir my en vir jou te herinner, wat is die toestand van ons harte? En so die pak slaas is nie klaar nie, maar een ding wat ons weet, is dit stop nie by die slegte nuus nie. Kom ons sluit die oë. Here, wat 'n voorreg is dat ons het om hier te gaan sit en te kan luister. En ek weet, Here, dat daar is niks in ons wese wat opgewonde raak om hierdie boodskappe te hoor nie. Daar's niks in ons, Here, om na hierdie verse te lees en te onderstreep en te kan sê, hierdie is my lewensversie nie. Here, want hierdie spreek direk in die feit dat ek nie goed genoeg is nie. Dat ek sleg in my wese is. Maar Here, mag ons, soos wat ons vanoggend hier is, weet, Here, dat daar is goeie nuus. Here, en die goeie nuus is nie gebaseer op my wat oulik is, of voorgee voor ander mense, of vingerwys na ander toe nie. Here, my goeie nuus lê in die een feit, is dat U het gesterf aan 'n kruis, en daarin is daar genade vir my. En hierdie genade beteken, Here, dat ek op sal staan en in dankbaarheid en eer teenoor U anderste sal leef, dat ek mense anderste sal hanteer. Here, dat ek mense beter sal hanteer, Here, dat ek my finansies anderste sal hanteer. Here, dat ek nie so materialisties gaan wees nie, Here, dat ek worstel in my om nie arrogant te wees nie. Here, dat ek gaan in my wese, Here, om nie net op 'n plek te kom waar ek net opgee en nie op gereken kan word nie, Here, maar dat ek alles in my vermoë sal doen om integriteit deel te maak van my lewe. Daai goeders, Here, is 'n resultaat van wat dit beteken om te sê, ek kies U, en ek volg U, en ek leef soos U wil hê ek moet leef. Here, so mag ons vanoggend toelaat, dat die woord kom sny waar dit moet sny. Here, dat dit nie Jean se woorde is nie. Here, dat dit Jean is, Here, wat mense wil laat skuldig voel nie. Here, mag ek toelaat dat U woord my kom sny. Here, my roep na iets beter, my roep na die goeie nuus, sodat my identiteit anders te gevestig kan word. En ek loof U daarvoor, in Jesus naam. Amen.